Joe, as jy moeg word vir die lewe in die stad, lok my die wandelpad. So ons wandel op 'n plaas. Ja, so lekker krommerige, kronkelrige. Deur diwe en goeterse, maar julle sal moet klitse. Ja, knapse kerels man, knapse Julle kerels. sal moet kyk op watter plaas kuier ons. Glo my, dis die moeite werd. Dis winter en waar beter om op 'n koue winteroggend te wees as Kroonhoek. Nie Kromhoek nie, Kroonhoek. Klipgooi, buite Windhoek. Ons gesels met Clemens Vogts. Clemens, dankie dat ons in hierdie pragtige ou huis van jou kan sit. Dis cozy, dit het soveel atmosfeer. Ja, vertel vir ons, dankie, Kroonhoek. Vertel gou vir ons, waar kom dit vandaan? Hoe lank is dit hier? Wat is die geskiedenis? Oké, ja, goeiemôre. Kroonhoek is 'n ou familieplaas eintlik, wat al lank in 'n familiebestuur was. En dan het dit so omtrent 28 jaar terug het dit verander na 'n organiese plaas. So daar het nog ander mense ingekom en die doel was eintlik om gesonde ete te produseer. En dit is wat ons probeer doen, ook nog vandag. Natuurlik het baie goede verander in daai tyd. En vandag is Kroonhoek 'n plek waar ons baie verskillende goede doen, want die filosofie agter die plek is dat ons sê ons moet, as ons landbou wil doen, dan moet ons eintlik saam met die natuur werk en nie teen die natuur. Presies. Want ons wil nog ver gaan in die toekoms met hierdie land en ons moet die land nie hoe sê jy, exploit. Yes, né? yes. En daar moet ons regtig omdink, want landbou in baie gevalle is baie teen die natuur, dat jy iets probeer groei wat eintlik nie soos werk soos die natuur. En dan moet jy baie energie gebruik om dit deur te druk, om dit moontlik te maak, want die natuur sal altyd probeer weer daai ding anders te doen. So as ons met die natuur saamwerk, dan is dit 'n baie more sustainable approach. Of course. En dis hoekom doen ons baie verskillende goede, want alles behoort daarbey te wees. Dit is die grond, dit is die plante, dit is die diere en dit is die mense. En so ons probeer met al daai areas te werk. Ja, 'n soort van 'n heeltemal 'n holistic approach wat jy het. En dis interessant dat jy sê dit 28 jaar gelede reeds het hierdie saadjie pos gevat. Want dis so aan die beginstadium van die wêreldse beweging van being holistic, wat nou natuurlik 'n totale buzzword is. Ek bedoel, Kroonhoek nou is perfek geplaas, because dit is wat mense nou wil hê, is 'n holistic approach. Het jy hier groot geword? Ek het self hier groot geword op die plaas, ja. En ek het dan jare verbring gebly in Europa, in Duitsland en Engeland en so. En het daar ook self landbou studeer.
En dan het ek 9 jaar verlede het ek teruggekom hiernatoe en het hierso begin werk en dan het ek met nog 'n paar kollegas in 21 het ons dan die plek oorgevat. Ons gaan nou net daarby uitkom want buiten vir die vars produkte en die plaas en julle is ook redelik sterk in die kunste in. So hierdie het eintlik 'n haven geword. Nie net vir landbou nie, maar ook vir kunstenaars en julle deel dit met die publiek. Mense kan hierheen kom. Dit is absoluut fantasties as jy nog nie hier was nie. Hierdie bome, hierdie gras, hierdie rustigheid op 'n naweek. Wat het jou laat besluit kom ons maak die hekke oop vir almal om dit te geniet? Ek dink dit het natuurlik is ons location, né, is naby die dorp, so mense kan maklik uitkom. En ek dink dit is ook daaroor om met mense in 'n gesprek te kom oor wat ons doen, want ons probeer die dinge anders doen op 'n nuwe manier en dan moet jy met die mense oor praat dat hulle verstaan wat jy wil doen. En al die produkte wat ons hier produseer, verkoop ons na die end consumers. Yes. Ne? So daar's 'n paar Superspar en so wat ons ook produkte verkoop, maar die meeste produkte gaan direk na die end consumer. Ja, so is direk van die plaas na mense op se die kombuis. tafel. Op die tafel, yes. En so ons het sowieso baie close relation, né? Na die customers en ek dink baie mense vandag begin ook daaroor dink wat eet ek en wat is daar binne en hoe is dit produseer. En as ons nou sê ons is 'n oop plaas waar mense kan kom en kan kyk en ons probeer die goede ook so doen dat die mense sien hoe doen ons dit anders. En ons gee ook dan 'n toer oor die bedryf en wys die mense wat ons doen. En ek dink as mense dan nadat hulle hierso was, ons produkte by die mark koop en dit by die huis op die tafel sit, dan het hulle 'n baie ander relation na daai kos wat hulle op die tafel het en ek dink dit het regtig 'n value vir die mense. En ek dink daar is meer en meer mense wat dit soek en dis hoekom probeer ons 'n oop plek te wees. En Kromhoek is ook ons probeer ook wat sê jy in Afrikaans education te doen. Ne? So ons kry baie klasse wat van Windhoek uitkom en dan vat ons hulle rond en wys hulle die diere en tel ook vir hulle wat ons doen en wat ons anders doen en hoekom. Sodat dat die mense regtig sien wat is daai soort landbou wat Kromhoek doen. Ja. Toe jy aanvanklik of Kromhoek aanvanklik daarmee begin het, was daar mense wat gesê het julle is mal, hoekom doen julle dit? Dit was nou meer die ou generasie wat dit aanvaar het, maar ja, dit was so. En dit is ook steeds nog vandag dat party mense ook die boere in die boerevereniging en so, hulle kyk na Kromhoek en sê man, wat doen hulle daar? En daar was ook 'n tyd waar hulle sê nee, hulle is maar bietjie mal. Maar ek dink omdat dit nou so lank gewerk het op 'n manier en Kromhoek nog altyd 'n plek is wat werk en wat goed is en waar mense goeie kwaliteit kos kry, het dit bietjie verander dat mense kyk, man, dit is interessant. Nee, hulle sê nie ons is mal, maar hulle sê ek doen my plaas anderste, maar dit is interessant wat hulle doen. Want een van julle groot afsetgebiede in Windhoek is die biomark. Saterdag. Dit is die grootste. En julle moes al hulle goed daar gesien het. Dis ongelooflik, julle groente en goed, die kleure is helder, alles is net dis 'n sensory avontuur as 'n mens met julle goed werk en dit kry en huis toe vat. Vertel vir ons so bietjie oor wat kan 'n mens nog op die plaas doen? Jy het nou gesê daar is educational tours.
Mens weet jy kan koffie en koekie kom geniet Ja. oor naweke. Ja. Is daar iets anders? Is daar staproetes? Iets vir die kinders? Ja. Ek dink die meeste mense kom deur koffie en cake op 'n naweek. Daar is ons elke tweede Sondag is ons oop. En dan is die mense wat kom, ook die kinders, hulle kom kyk die diere en die plek en hulle speel hierso in die tuin Ja. en is dit 'n mooi swing daar waar die kinders natuurlik baie van hou. En natuurlik bied ons ook aan dat mense dan kan vir 'n stappie uitgaan en bietjie gaan stap in die natuur. Ons het verskillende roetes wat die mense kan gaan en gebruik. En ek meen dan het ons ook nog die bungalows, so ons het ook nog 'n hospitality department waar ons self-catering bungalows het. So mense kan ook hier kom en oornag en dan maar hulle kan ook hierso catering kry. So ons het ook soort van 'n restaurant, maar nie met dis altyd met pre-booking, Ja, né? So dit is altyd Sommige met die intrapslag, toe ek hier nou by die voordeur ingekom het ek die interessantste plakkaat gesien wat sê julle gaan 'n fairy walk hê. Ja, okay. Dit alleen laat as ek ore gehad het hulle nou so regop gestaan. Ja. Wat beteken so iets byvoorbeeld? Ons het ook in Kroemhoek het ons 'n kindertuin en 'n baie klein skool, of soort van 'n skool waar die kleinkinders van die community, van die gemeenskap, hulle gaan daar en daai inisiatief, hulle doen ook verskillende goede en wat daai flyer nou is oor 'n mark wat ons hier sal hê met 'n baie arts and crafts, Yes. so klein goede wat hulle self ook maak in die skool en die ouers maak en so. Maar daar sal dan ook aktiwiteite wees vir die kinders. So en die fairy walk is een van daai aktiwiteite waar en ek het dit al gesien in die verlede, dit is eintlik baie oulik. Dan daar loop dan die mense die audience, hulle loop dan saam en dan kom hulle by 'n plek en dan word 'n klein scene gespeel, 'n klein toneelstuk van die kinders en dit is altyd 'n fairy tale. So dis so, en dan gaan hulle weer aan en so en dan gaan hulle so 'n ronde waar dan daai fairy tale gespeel word. Dit is absoluut wonderlik. Ja. Dit is so unieke idee. Ja. Ek gaan nou eers vir jou los. Henriet gaan oorvat en meer gesels oor alles wat lekker is wat 'n mens hierso kan eet en hoe gesond dit is. Selfs hulle koek is gesond, man. Selfs hulle koek. Clement, ek wil hier intrek by hierdie plaas. Okay. Wat ons was nou al 'n paar keer hier met die koek. Vertel 'n bietjie die koek Sondag, nee, julle koek Sondag wat mense kan uitkom en net hier kom kuier lekker op die gras. Ja. Ja, dit is wat ons aanbied. Dit is elke tweede Sondag. Ja. So die datum staan altyd op die website wanneer dit is. En ja, mense kan uitkom. Hulle kom van Windhoek, van Omea, van al kante kom hulle af en hulle kan uitkom en hierso 'n stukkie koek en 'n goeie koffie geniet. Ja. En dis 'n ek val jou nou in die rede, maar ek wens ek kan vir mense verduidelik hoe is dit. Buite dat dit jy voel jy sit op 'n plaas, daar's 'n gemütlichkeit, nê. Nee. Julle koek en goed is ook, dis Duitse koek, nê? Nee? Is dit wie kies wat is op die menu? Is dit jy? Nee, dis nie ek persoonlik nie. Nee, maar dis die kombuisteam wat dit besluit wat is op die menu en of hoe die koeke sal gemaak word. En ja, natuurlik ons probeer die mense laat goed voel. Ja. Sodat hulle mooi op die grasperk kan sit en die natuur rondom die tuin geniet, maar ook ver kan kyk na die berge. Ja. En dat die kinders hier kan speel en so.
En ja, dit is so 'n bietjie dat ook die mense van die dorp 'n bietjie van die plaas kan deelneem en die gevoel op 'n plaas. Daai stilte. Die Sondaggevoel op 'n Die plaas. Sondaggevoel, ja. Nie die koshuisgevoel dat jy moet terug gaan koshuis toe nie. Clemens, wat ons was ook al een keer hier wat ongelooflik spesiaal was. Hier was 'n orkes. Dis nie reg ook. Hulle het cello gesit en speel. So jy het baie keer mense wat optree ook hier. Ja, as ons gelukkig is, dan is daar musicians wat kom vra of ons vra ook baie keer self mense dat ons sê man kan julle nie bietjie musiek maak op 'n Sondagnamiddag hierso. So dit is nie elke Sondag nie. Ja, maar dit gebeur. Maar baie keer het ons ook dit en dit skryf ons dan ook op die website en Instagram en so dat mense dit weet. Ja. Maar en dit is ook iets baie mooi. Ek meen natuurlik is dit altyd bietjie afhanklik van die weer want as daar baie wind is dan is dit nie so maar meeste van die tyd is dit baie mooi met die musiek dan nog. Clemens, jy weet ons het al ek dink nie mense besef ek dink Kroemhoek is sinoniem met julle produkte. Wat ek ook gebruik, kefir en julle yoghurt en julle roomkaas. Ek is 'n baie goeie bemarkingspersoon vir Kroemhoek, maar wat mense nie besef buite nou die wonderlike koek wat mense kan eet. Julle het ook huisies waar mense kan bly want ons het al hier kom bly ook, nê. Vertel 'n bietjie daarvan. Ja, ons het 'n paar huisies wat as 'n self-catering unit opgestel is en mense kan dit boek en daar bly oor die naweek en self-catering doen met 'n braaiplek natuurlik. Ja, baie belangrik. Baie belangrik. Of ook hier in die restaurant kom eet. Dit is dan hang af van wat jy boek en so mense kan so hier waar ons sit is nou die so mense kan nie kom eet want dis vir gaste, nê? Dis vir gaste wat hier bly. Hulle daai opsie is daar vir Ja, nee, dit is wat ons kombuis het en dan ons het nou nie 'n restaurant met 'n menu en dan kan jy kies. So, ons het set menus vir die aand en so, maar en dit is vir die gaste wat hier bly. So ek kan nou nie van Windhoek af ry en hier kom eet nie. Dit doen ons ook en daar is mense wat dit doen, maar altyd met 'n pre-booking. Ja, jy moet bespreek, Ons is nie voorberei vir mense wat net inloop en sê ek wil nou kos hê. Ja. En jy het 'n winkel ook hier, julle produkte is hier ook, nee? Ja, ons het 'n klein winkel waar ons meeste van ons produkte aanbied vir die mense wat hier verbykom. Maar daar's baie mense ook wat van Windhoek na Omea toe gaan of so elke dag en dan kom hulle gou en kom haal iets. Meeste van onze producten gaan naar die Green Market in Windhoek, Klein Windhoek. Maar elke zaterdag is, nee, belangrijk. Dit is elke zaterdag. Elke zaterdagochtend en woensdagnamiddag. En woensdagnamiddag. Is die Green Market, want dis die biomarkt, is dit diezelfde ene? Ja, daar bij die kerk, nee. Ja, bij de oorkant Wilde Eend. Oké, so ek het nie geweet, dis woensdagmiddag ook. Ja. Op diezelfde plek van 1:30 tot 5:00 of 5:30. Daar weet ek wat 'n Kroemhoek verteenwoordiger is, het dit nou nie geweet nie. Vertel gou kortliks julle produkte wat julle het. Ek het nou gepraat baie van die kefir en die yoghurt wat tipe van dieselfde produkte is of verwante produkte is, maar julle het vleis en sulke goed ook. Clemens. Ja, ons probeer eintlik al die goede wat ons hier kan produseer, dat is ons potentiaal en ons probeer daai ook gebruik. So ons het 'n groentehuis hierso waar ons groente groei. Dan het ons verskillende diere soos varke en bees hooflik en natuurlik ook die wildsvleis. Wat ons hier op die plaas verwerk en ook wors maak en salami en daai tipe goede. Clemens, as daar nou 'n rivier loop in die reenseisoen en julle kan nie in Windhoek kom nie. Is julle okay? Julle is, nee, want julle ek gebruik nou Engels, self-sustainable. You actually self-sustainable. Nee. Ja, nee, ons sal oorleef. Julle sal oorleef. Julle sal kan oorleef. Maar meeste van die riviere is klein riviere so. Ons het dit eintlik nog nooit gehad dat ons nie by die Green Market kon gaan nie oor die reën. Daar was tye waar ons laat gekom het want ons het bietjie gesukkel, maar ons was altyd daar. Ja. Maar dit is iets, kan ek vra hoeveel families bly op die plaas? Hoeveel is julle wat hier Ons is amper 90 mense wat op hierdie plaas bly. Dis nou met kinders en mense en alles saam. Ja.
En Dis groot. en dis 'n groot gemeenskap en ook met baie verskillende mense. Ja, ja. Baie verskillende tipe en hoe sê jy? Different tribal backgrounds and Yes, so on. yes. So ja, dit is 'n groot diverse It's like a gemeenskap. community, yes, ja. En ons probeer, dit is ook een doel van Kromhoek eintlik, dat ons ook probeer 'n sens van gemeenskap Yes. te create. Ja. Want natuurlik moet as daar so baie verskillende mense is, moet dit 'n baie oop gemeenskap wees. Natuurlijk, Jy ja. kan nou nie elkeen moet sy eie pad kan gaan. Ja. Maar ons het altyd so oomblikke waar ons saamkom as 'n gemeenskap en 'n fees hou saam. Wonderlik. Of elke maandagoggend kom ons almal saam in 'n groot kring hier op die opstal. Net om die week saam te begin. Ja, Dit ja. gee ook daai 'n gevoel van gemeenskap. Ja, and that you belong somewhere. Ja. Wow. Hoe doen mense aansoek om deel van hierdie gemeenskap te word? Ek dink Kom verby dan praat ons. Wow. En elkeen van hierdie groep is ek weet nie hoe produce something or create something or are they just Ja. living here? Nee, meeste van die mense wat hier Contribute, bly, ja. hulle is ook deel van die besigheid Okay. of een of ander manier. Ja. So meeste mense is aangestel in die besigheid. Okay. Maar daar is ook mense wat hierso bly en sort of freelance werk doen. Ja. Soos Maar joernaliste. hulle doen een of ander bydra na die Ja, besigheid. ja, So dit eintlik as almal op 'n man. Ons sê Elkeen gee ietsie, ja, né? ons sê ons doen nou nie ons huur nou nie huise vir mense wat in Windhoek werk maar Ja. hierso kom bly Okay, en so. ja, Dit is ja. eintlik nie wat ons doen. Ons ons is Die 'n idee is gemeenskap dat wat jy saamwerk. ook bydra Ja. tot die community. Ja. Wow, Clemens. Wat is daar enige iets sleg om hier te bly? Muskiete. Want ons is 'n plaas en ons is 'n gemeenskap en daar's altyd ook Iets wat punte gebeur. wat nie so lekker is Ja. in 'n gemeenskap, maar en konflik, hoe sê jy konflikt Yes. ja, in Afrikaans. Maar ek sê altyd vir mense 'n mens moet dit dan as 'n kans van groei sien, want as jy Natuurlijk, daai ja. probleem tackle en jy kry hom reg, Ja. dan het jy 'n stap vorentoe gekom. Ja. Is jy soos die hoofman van die gemeenskap? Nee. Nee. Ek is met nog 2 ander mense is ek verantwoordelik vir die bedryf Kromhoek Okay. Trading CC. Ja. Dit is ons is die shareholders. Maar die gemeenskap en ons is daar ook in 'n proses. Die gemeenskap is eintlik 'n deel van sy eie, né? Okay. Want die besigheid is die een ding. Okay. Maar eintlik sê ons die bestuur van die besigheid kan nou nie ook die bestuur van die gemeenskap wees want dit is 'n baie ander Dis totaal 'n soort ander dinamika, ja. Maar natuurlik is dit 'n proses wat ook die mense in die gemeenskap moet verstaan en daarmee moet werk en dit moet kan hanteer. Ja. En so ja, ons probeer eintlik as ons nou natuurlik wat die besigheid betref, dit besluit die bestuur. Ja. Maar as dit nou iets wat die gemeenskap betref, dan probeer ons eintlik daar met die gemeenskap 'n demokratiese proses, ja. né? Jy te sê. Ja. As jy wil nou nie lemoene plant nie. Jy wil nou appels plant. Ja. Of arbeie. Ja. Just dit Ek meen ja, as 'n mens 'n goeie idee het en 'n goeie plan om dit te doen, dan kan 'n mens plan maak. Is daar 'n plek en is daar water? Dis altyd die groot. is daar water. En altyd hierdie die jaar is probleem. daar water, né? Hierdie jaar is daar water, ja. Goeie reën gehad. So Baie mooi. julle diere is spekvet en gesond. Net so. Ag, ek kan ure gesels met Clemens. Ek gaan as Ingrid nou die kamera afsit, gaan ek gaan met hom gesels daar hoe beland hy het ons gepraat van vryskut. So hoe beland 'n vryskut joernalis in hierdie Kromhoek gemeenskap. Baie dankie Clemens, dit was lekker om met jou te gesels. Ja, baie dankie.
Mens kan nooit moeg raak op hierdie plek hê. Voeltjies, hoor jy die Hoor voeltjies? die voeltjies? Sonneblomme, hond, Reuke, varke klere, daai varke. en Die varke. en 'n baba billetjie wat met groot lus in sy oë na jou gestaar Ja het. nee, hy was nie lus vir Lucerne nie. Wel nie die veldse nie. Kroemoek is awesome. Yes. Nee, Kroemoek Joe. is- dis wat daai wat jy wil nie vir mense vertel nie want jy wil dit net vir jouself Dit hou. Ja. is glad nie ver uit Windhoek uit nie. Dit is vir almal geskik. Ja. Bring jou ma, Kinders, hulle bring jou oupa, hulle bring jou kinders. skoonma, daar's 'n hoenderhok waar sy kan Daar sy kan hoenders voer Ja. of haar vir die varke voer. Anyway, kom Kroemoek toe. Kom toe.